by hierdie gedenkdiens van Erik van der Walt. Ek sê vanoggend vir een van my dames, dis seker een van die moeilikste goeders om te doen, is om hier te kan staan en afskeid te kan neem van iemand wat so baie spesiaal vir jou was. En vir u wat hier is, dis hoekom u ook hier is, dis hoekom dit so spesiaal is. So ek het maar vir my servette gebring. Tissue sal nie werk nie. U sal met my saamstem dat as ons vir Erik geken het vir wie Erik is, dan sou hy ook nie wou gehad het dat hierdie 'n groot te doen moet wees en allerhande geestelike goeders moet. Maar dat hy net gesê het, kom ons wees net reël. Kom ons wees eg. En die egtheid van waar ons is, dan wil ek namens my en my vrou vir Nicola, vir jou, Hendrik, Blommie, Karinkie, julle as broers en susters my innige simpatie deel. En dit is so maklik om vir mense te sê my innige simpatie, maar om regtig in so 'n persoon se skoene te staan, daar's nie woorde vir dit nie. Mag die Here vandag vir julle as familie en vir ons as vriende op 'n manier kom vertroos soos hy alleen weet. Woord van die Here sê hy is naby aan die wat gebroken van hart is, om hulle kragtig te ondersteun. So ek dink ons gaan 'n paar trane huil nog vandag. 'n Groot deel van die begrafnis het al op die plaas gebeur die naweek en so ek vertrou dat die Here regtig julle sal kom toevou saam met al ons oukies wat vir Erik lief gehad het. Vader, ons is almal hier teenwoordig want ons wil eintlik maar net 'n man se lewe kom celebrate. Ek het so baie gedink aan wat sal 'n ou kom bedien as 'n woord en dan kan ek nie anders as om te dink maar Erik se hele lewe was 'n woord. Sy hele menswees was 'n preek op sy eie. En as ons na sy lewe kyk vandag, kan ons maar net onthou van elke stukkie faset of woord of encouragement wat ons gegee het, hoe dit in ons harte praat en dan wil ons luister na sy lewe. Soos wat Paulus gesê het, ek is 'n man van God, as jy my lewe navolg, as jy my lewe naap, dan bring dit jou by Christus uit en miskien kan ons vandag ook dit van Erik sê. Ons kan maar net na sy lewe kyk en dan is dit 'n preek op syself. Vader, ek bid dat U ons almal spesiaal kom vertroos vanoggend. En dat hierdie diens onthou sal word vir baie jare. En dat U verteenwoordig sal word vandag in die volle glorie en eerlikheid, want Erik se hele lewe was U, voor U gegaan. So kom, help ons vandag, kom vertroos mense, kom wees naby aan die wat gebroken van hart is. Dankie dat ons U as eregas hier kan verwelkom en sê, Here, dankie dat U hand sit op dit wat vandag hier gebeur. Ek eer U vir dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan 2 liedjies sing vanoggend. Vir julle wat Erik nie geken het nie, hy het 'n favorite song gehad. Wie van julle weet wat dit was? Sy favorite song was I Have Decided to Follow Jesus. En ons gaan die woorde agterop sit en daarna gaan ons 'n song sing van 1,000 words. Ekskuus, ek praat so Engels tussen want ek bedien op 'n Sondag Engels. So verskoon my. Maar wat vir my so spesiaal is van hierdie liedjie, Nicola, toe ons hom gekies het, juis vir vandag, is wanneer ons almal aan die einde van ons lewe kom en my tyd het aangebreek, dan sal ek God nog steeds prys. En vir ons wat hier is, ons gaan God nog steeds prys. So ek wil vra dat jy saam met my sal staan en dan sing ons hierdie 2 liedjies en dan gaan ek vandag verder. Dankie. I have decided to follow Jesus.
have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. Yes, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Come and go with me. Still I will follow. Lord, and go with me. Still I will follow. Lord, and go with me. Still I will follow. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Yes, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Don't know the way of me, still I will follow. Don't know the way of me, still I will follow. Don't know the way of me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back. No turning back, no turning back, no turning back. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000
worship your holy name. Bless you, and on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has gone. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. Listen, Lord, my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh, my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh, my soul, oh, worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name, for I worship Your holy name. Sing like never before, oh, my soul, worship Your holy name. Jesus, I worship Your holy name. Worship Your holy name. Amen. Baie dankie. Kom maar sit. Hierdie jaar is ek 42 jaar in die bediening. Ek het al 'n paar begrafnisse in my lewe gedoen. Maar dit is min of weinig dat ek by enige begrafnis ooit oor 'n oorledene praat. Vandag wil ek hierdie begrafnis op 'n ander manier benader as wat ek dit nog ooit tevore gedoen het. Jy sal met my saamstem, Erik se hele lewe was 'n preek. Sy hele lewe het om Christus gedraai en hy was nie skaam om oor die Here Jesus te praat nie. Soos ons hier sit vanmôre, is ons almal deur sy lewe geïmpakteer in een of ander manier. Hy was 'n leraar en hy was 'n kollega en hy was 'n vriend en 'n pa en 'n man. Op 'n ligte noot, as ek na sy foto kyk, dan wonder ek my net altyd, hoekom nie een van ons wat hier sit ooit vir hom 'n skeermes gegee het, want dit lyk altyd of hy nooit geskeer het. Sy foto wys dit. Maar dis 'n hulde blyk vandag van Erik van der Walt. Sal u my toelaat om hierdie kansel vandag te gebruik en met u iets te deel? As 'n skrif in 2 Korintiërs 12 vers 1 wat sê, dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here.
Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie. Of buite die liggaam, weet ek ook nie. God weet dit. Dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel, en ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit. Dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Vers 5 sê, oor so 'n man sal ek roem. Maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Geagte toehoorder, hoe lyk iemand wat? Luister mooi wat ek vra. Hoe lyk iemand wat? Wat na God se woord geluister het en dit gedoen het en sodoende sy huis op die rots gebou het. Dat as die storms van sy lewe sou kom, hy staande sou bly. Wat sy naaste lief gehad het meer as homself. Wat 'n wedloop gehardloop het tot by die eindstreep. Wat sy kinders lief gehad het. En wat sy vrou lief gehad het, soos Jesus sy kerk lief het. Wat mense gedien het bo sy eie belange. Wat sondaars lief gehad het en 'n hart vir mense gehad het. Wat die koninkryk van God sy hoogste prioriteit gemaak het. En wat die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus onbeskaamd sy lewenstaak gemaak het. Wat hard gewerk het en sy brood en die sweet van sy aangesig verdien het. Wat die beginsels van God se woord nougeset nagevolg het. Wat op die fondasie van Christus gebou het met goud en silwer en kosbare stene, sodat dit beproef sou wees dat as dit op 'n dag deur vuur getoets sou word, dit staande sou bly. Wat die woord van God liefgehad het en in sy hart bewaar het meer as enige iets anders. Wat Christus gesentreerd was en in geloof geleef het, elke dag wat hy asem gehaal het. Wat nooit moeg geraak het om goed te doen nie, en om dinge reg te doen, en begeer het om sy God in alles te behaag. Wat nederig was en 'n vorm van 'n diensknegt aangeneem het om sy mense met sy lewe te dien. Wat koninkryksbeginsels lief gehad het en daarvolgens sy lewe geleef het. Wat geweet het wat dit beteken om te vergewe en in vrede met jou medemens te lewe. Wat geweet het hoe om God te prys in goeie en in slegte tye. Wat 'n sagte hart gehad het en kompassie getoon het vir mense in nood om hom. Wat die woord van God reg gesny het en reg verkondig het en nooit geskroom het om die waarheid reg te praat. Wat geweet het hoe om te saai en hoe om mense se lewens in te kleur. Wat as dit sleg gegaan het en die vyeboom nie sou bloei nie, en aan sy wingerstokke geen vrug sou wees nie, die drag van die olyfboom teleurgestel het en die saailande geen voedsel opgelewer het en die kleinvee uit sy kraal verdwyn het en geen beeste in sy stalle meer was nie, nogtans te kon jubel in die Here en te juig in die God van sy heil. Wat nie sy God verloon het in moeilike tye nie en nie opgehou het glo wanneer sy God stil geraak het in tye wat hom so nodig gehad het. Maar wel geweet het dat hy vir hom Samuel gaan deurkom. Wat 'n hoop op die ewige lewe gehad het en nooit ophou glo het dat hy eendag sy koning Jesus van aangesig tot aangesig gaan sien nie. Wat voorbereid was vir die dag as sy tyd sou kom en nie gevrees het om voor sy koning te kom staan om rekenskap te kon gee vir dit waarvoor sy God hom vooraangestel het nie.
wat gedien het en gedoen het, wat sy hand gevind het om te doen, sodat sy meester eendag vir hom sou kon sê, mooi so, goeie getroue diensknegt, oor weinig was jy aangestel, en oor veel was jy getrou. Wat mense van elke sfeer van die samelewing, van elke kultuur, van elke taal deelgemaak het van sy lewe en menswees, sodat hy eendag nie meer daar is nie, hulle imitators of navolgers kon wees van hom wat sy lewe afgelê het om hulle te dien. Wat reg was om te sterwe, maar reg was om nog lank te lewe. Wat 'n legacy agterlaat en wat die lewe wat hy geleef het, nie vir homself geleef het nie, maar vir sy Jesus wat sy lewe vir hom gegee het. Wat maklik sy knie gebuig het voor die koning van konings en die Here van Here en wat gesê het, I have decided to follow Jesus. Het jy al ooit so 'n mens ontmoet of geken, wat al hierdie kenmerke getoon het en nog meer gedoen het en geleef het as wat ek sopas beskryf het? Nicola? Ek het so ou geken. Hy was my broer. Hy was my beste vriend. Hy was 'n kollega en 'n medegelowige in die liggaam van Christus, waarin ek ook vandag behoort. Hoor mooi my woorde. Hy was nie, hy is 'n seun van God, wat nou vir ewig lewe. En die man wat ek sopas beskryf het, sy naam is Erik van der Walt. En so ou sal ek ook kom, soos Paulus sê. Na myself sal ek in my swakheid. Ek dink daaraan as Erik my iets sou kom vra om by sy begrafnis te deel, sou hy nie waarskynlik wou gehad het ek moes al die goed oor hom sê nie. So seker sê, ag Rolie, ek is nie so oulik nie. Maar ek glo hy sou wel gesê het, vra asseblief vir die mense wat vandag hier is, om nie meer verskonings uit te dink, om hulle knie voor koning Jesus te buig. En vra elkeen teenwoordig hier vandag, om die lewe wat hulle nou leef, nie meer vir hulle self te lewe nie, maar vir Jesus wat sy lewe vir hulle gegee. Rolie, vra die mense om die tyd uit te koop, want die dae is boos en die koms van ons koning is naby. Moet tog nie asseblief 'n verskoning uitdink. Ons tyd om ons koning te ontmoet as ons Here of as 'n regter, kom soms vinniger as wat een van ons ooit beplan het. Sou Erikie so gepraat het. Vandag celebrate ons sy lewe en eer God vir die voorreg om hom te kon ken. Hy het voorwaar elkeen van ons lewe hier teenwoordig vandag geïmpakteer met sy menswees. En ons gaan hom verseker mis. Mater, ons gaan jou verseker mis. Tot ek jou weer sien. Tot ons jou weer sien. Amen. Ek wil graag 'n geleentheid gee vir enigeen. Ons gaan nou 'n paar briewe lees. Pieter gaan my help. Maar vandag celebrate ons 'n man se lewe wat geleef het vir een, om God lief te hê en sy mense soos homself lief het. Wil jy nie die geleentheid gebruik nie? Ons is hier om hom te celebrate. Om die mic te kom vat en
met ons te deel wat dit Erik vir jou en jou lewe beteken. Sal jy wil? So enigeen wat eers is, jy is so welkom om die mikrofoon by my te kom vat. Sjoe, okay, ek moet hierdie in bo hou. Ek sê vir my vrou van, ja, ek het nou nie beplan om te kom huil nie, maar ek sê vir haar, as ek, soos Rolie gesê het, aan 'n goeie man dink. As iemand van my vra, het jy al ooit 'n goeie mens ontmoet? Ja, ons het saam, was ons in besigheid. Ons besigheid se naam is nou nog Becker en Van der Walt. Ons het saam bedien. Die nadeel van wat ek en Erik gehad het om saam besigheid te doen is, ons het meestal oor Jesus gepraat. En die probleem om saam met hom te werk is dat baie keer met die werkers het hulle voordeel getrek uit dit uit, wat hulle nie altyd moes nie. Nou, soos julle weet in 'n boubedryf, dat die ouens vat groot kanse. En dan val Erik se hart meer om die mense te help en te bedien en hulle probleme raak te sien. Maar ek onthou eendag is daar in Walvisbaai gewees en ons is daar ook woonstelle bou. En daar ons het so 'n stukkie teer nodig gehad om maar voor te lê, waar as die sypaadjie moes oopgegrou het. En een van die munisipaliteitse ouens of iemand anders moes daar 'n kontrak gekry vir die teer. En die ou kom maar verby en ek sê Erik jong, die ou is nou hierso. Hy gaan in elk geval hierdie teer, hy is nou klaar, dis 5:00, so hy gaan dit loop weggooi. Want hy kan dit nie los oor die naweekie, dan is dit droog, so hy kan maar net sowel hy teer hier by ons gooi. En kom ons gee hom sommer 'n paar rand vir sy moeite. Inteendeel, ons doen hom 'n guns, hy hoef nou nie asgate toe te ry nie. Erik sê vir my, ek sê nee jong, dis nie reg nie. Ek sê Erik, hy gaan nou goed weggooi. Ons kan dit net sowel hier gooi, dan spaar ons 'n hele paar R1000 wat ons nie hoef nou te gaan teer maandag koop nie. Hy sê nee, die regte ding is, ons bel eers sy baas. En as hy dan ja of nee sê en wat hy vra, dan betaal ons hom dit. Ek sê nee man, niemand gaan daaroor nou 'n ding worry. Nee sê, dis nie reg nie, ons doen dit reg. So dit is baie keer sulke gevalle gehad, wat vir ons, dis natuurlik, hy sou dit in elk geval weggooi. Hy sê nee, dit behoort nie aan ons nie. En so het hy besigheid gedoen. So het hy mense gehelp. Jo, ek wil af van die familie en die ooms en nou die oom daar in die karavaan gebly het. Ja, en baie keer in besigheid ook, Erik het ook hard besigheid gedoen. As jy by hom iets moet koop of so, jy moet stry vir jou prys. Want hy sê die ekstra geld wat ek maak moet ander mense help. Ja, so dit was en is vir my 'n voorreg. En ek het hom al baie keer as ek met mense sit en praat en deel en hom as 'n voorbeeld gebruik. En laat dink my aan wat Jesus van Nathanael gesê het. Toe hom gesien het in die Bybel, toe sê hy, so waar, hier's 'n man. Hier's 'n man, 'n goeie man, 'n opregte man, wat daar nie, in my woorde, onheil gevind is nie. Ja, of bedrog nie. En dit was ons vriend Erik. En ek het volgende ook toe ry van Swakopmund af, toe sê ek,
Here, ek eer U dat ek hom kon ken. Dankie. Nog iemand? Jy is so welkom. Ek weet dat ek hier staan en my kan nooit weer dieselfde wees nie. Goeiemôre Alman. Goeiemôre Alman. Ek is dankbaar om hier te kan uitkom. Ek het nie geglo ek sal hier uitkom nie. Maar ek het begeer om hier uit te kom en dit was my wense. Alles het die laaste tyd wat ek moet op die laaste nippertjie wat ek moet hier uitkom, maar ek moet hier uitkom. Erik van der Walt was my baas gewees. Ek kan maar sê was my baas en my ek kan nie sê dit was my baas, hy was soos 'n broer vir my gewees. En hy het altyd as ek het 16 jaar vir hulle gewerk. Omtrent 16, 15 jaar. En Karin en Hendrik wat daar so sit, was nog op hoërskool gewees en hulle het gaan studeer en klaar gemaak, dus ek nog altyd vir hulle. Is net soos meneer nou gesê het, wat was hy gewees, is presies alles wat hy gewees het. Hy was baie, ek het nog nooit van ek hy hierdie jare by hulle gewerk het, dat ek ingekom, hy groet my nie, hy's ongelukkig nie. En soos dit gesê was, hy was 'n man van Gods woord. Hy het altyd van God gepraat. En elke oggend as ek altyd werk toe kom, was Erik nie daar nie. En dan vra ek van Nicola, waar is Erik? Nee, Elida, Erik het gaan bid. Erik staan elke oggend vroeg op, want amper elke keer as ek daar kom, is Erik nie daar nie. Dan sê hy vir my, nee, Erik het gaan gebid. So het ek vir Erik geken. En as daar altyd gaste gekom het, dan sê hy altyd vir die mense, ja, die is my eie suster. Hoekom hy so brein is, hy het net altyd baie teen die son gesit. Ons is een pa, ons is een ma se kinders, maar net die son wat hom so brein gebrand het. So ja, dat vir Erik geken, hy was baie 'n goeie persoon, regtig waar. En toe ek is omtrent, ek is eintlik van Suid-Afrika, ek is Elida Links, ek is in Suid-Afrika gebore, maar ek het hier in 1976 gekom. En toe het ek vir hulle, so het ek by hulle gaan begin werk, en so het ek omtrent 16 jaar by hulle gewerk, en daarna, toe is dit wat ek nou aftree by hulle, en ek is omtrent 68 jaar oud. So lang het ek by hulle gewerk, en daar was tot Nicola self, hulle altyd, daar was nie 'n dag, as ek kom instap, dan kom kry ek word nie gegroet nie, of die persoon is so nie, ek het hy hele jare vir hulle klaar gewerk, tot die kinders klaar gemaak het, en toe sê hulle ook, nou is jy moeg, nou moet jy vir ons, nou moet jy bietjie op rus, en aftree, nou in hierdie tyd wat hulle nog mee gewerk het, toe sê hulle vir my, nee Elida, die jare het jy nou ingehaal, jy moet daarom ook nog 'n bietjie gaan rus, maar ek wou nog vir hulle gewerk het. En is altyd iemand as ingekom het en sê vir my, Elidatjie, hy was altyd so gewees, hy was baie gewees. En baie dankie. Die meeste is al klaar gesê. So ja, wat 'n voorreg om vir Erik te geken het. Erik was my heel eerste baas. Ek klaar gemaak het met skool. Het ek 'n jaar afgevat, 'n gap jaar gehad en ek het vir Erik gaan werk. Hy het toe daai jaar into property begin. En ek dink nie ek het in my lewe iemand gesien wat so hard werk soos Erik nie. En wat so positief is soos Erik nie. Geen challenge, geen fout, geen ding wat nie uitwerk nie, het hom ondergekry nie. Hy was altyd positief. En ons het baie by mekaar geleer. Erik het my geleer om hard te werk. Ons het in een dag 42 huise by Moabio se vasgoedlyne geplant. Dit was nogal 'n job en 'n half.
Ek het rondgery en munisipaliteit toe gery en allerhande goed gedoen en ek het my heel eerste speeding fine in Tannie Nicolas se golf gekry. En ek kom terug en ek sê hom, Erik, ek is baie jammer oom, ek het 'n speeding fine gekry. Hy smile so, hy sê vir my, Ruben, moenie worry nie, dit gaan nie jou laaste een wees. En so Erik het my baie geleer, ek het vir hom geleer, of probeer leer om met 'n rekenaar te werk, want van rekenaars het hy nie baie geweet nie. Sê die laaste paar jaar terwyl ons huis bou, is baie jare na dit, dink ek nog steeds nie uitgeweet om met 'n rekenaar te werk nie. Want elke keer as ek hom vra vir iets, dan sê ek gaan vir Hendrik bel dat hy vir jou op die rekenaar kyk. So ek weet nie of jy het ooit reg gekry het om verder te help nie, Hendrik, maar ja, om Erik se werketiek en hoe hard hy gewerk het vir sy familie, vir die mense om hom, vir die mense vir wie hy werk gegee het, soos Raini gesê het. Om Erik was so 'n amazing voorbeeld van wat dit is om jou beste te gee in alles wat jy doen. En ek wil hom eer vandag vir dit. En hy het my baie valuable lessons in my lewe geleer. Sterkte julle. Jy kom sê dit ook. Ek weet jy wel. Ek het extra tissues maak, nie wat nie. Wat dan maak jy poep in jou bors. Met die kop. Sjoe, Raini, nou moet ek soos jy baie hard knip. Maar weet julle wat? Ek sit en dink nou daar. Die paar keer wat ons plaas toe gery het, nadat julle plaas toe getrek het, Nicola. Elke keer wat ons haar weggery het, dan ry ons weg 'n beter mens. Nicola en Erik nooi ons plaas toe en sê kom kuier. En ons was baie geseënd dat ons twee meisiekinders elke keer kon saamgegaan het. En ek sal nooit vergeet, ons altyd opgeëindig het rondom die tafel, rondom die woord van die Here. Want dis wat Erik wil gedoen het. Hy wil Jesus se liefde, Jesus se hart met almal gedeel het. En dit was vir my kosbaar. En die groot insette wat hy gehad het, as ons kyk na vandag se jong mense, as ons kyk na vandag se lewe van die mensdom, hoe stikkend dit is, hoe stikkend families is, dan wil ek vir Erik eer vir die insette wat hy gehad het. Vir altyd ons mense. Die pad wat hulle vandag met die Here Jesus staan, dat hulle die Here Jesus aangeneem het as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. En dit was ons ongelooflik kosbaar. So baie dankie. Ons eer Erik vandag vir dit, vir die hart wat hy vir sy medemens gehad het. Ek gaan nog so vir 2 mense kans gee. Nog iemand? Jy kom, Blommie? Nee. Nee, kyk nie vir jou nie, ek is so skie. Kom. He was one of your best friends. Sorry, ek het nou nie gedink ek sal hier voorkom staan en iets sê nie, Nicola. Maar ek het vir Erik en Nicola die eerste keer ontmoet toe ek een oggend by my opgestaan het en gedink het ek moet die kerk gaan soek. Want ek was dan nog die WhatsApp groepies, hulle het so boekies geprint en so onder die deure kom instoot.
En toe kyk ek toe nou, waar is dit? En toe vind ek die kerk is daar by waar die skooltjie was. Dit was nog voordat daar 'n skool was en voordat Erik die kerk gebou het. En toe ek daar kom, toe skrik ek my boeglam toe ek daar binne gaan, sit so 5 mense wat so in 'n kringetjie sit. Maar vriendelike mense. Mense wat opreg lief is vir die Here. Mense wat nie mense net lief het of mense net ken oor wat hulle is. Mense wat regtig mense is, wat God se mense is, wat God se hart uitgedra het. En ek eer die Here daarvoor, want dit was, ek het vir baie jare hier in Windhoek verdwaal en nie regtig my pad terug gevind na die Here toe, en by hom het ek God gevind deur Erik Nicola en deur die werk wat hulle gedoen het. En ek is vir die Here ewig dankbaar dat ek vir Erik van der Walt kon ken. En dit wat hy vir ons beteken het. Ons begin het met sonnaarskool. Het ek Noodle vir ons geleer. Hoeveel goed het hy geleer? Hy kon 2 van my kinders doop. Ons was so wonderlik. Ons kon uitry na die plaas en hy kon my seun doop. En hoe lieflik hulle is en hoe hulle ons net ontvang. Met oop harte, met opregtheid, met nederigheid. Niks valsheid nie, net honestly good people that love God. He really was a teacher. Hy was mos 'n onderwyser ook. So as hy kerk gehou het, dan het hy voor die wit bord gestaan en dan het hy vir ons klomp skrifte neergeskryf en hy was besig op die bord en ek het nou nog baie van sy preke aan die notas wat ons gevat het. En hy het vir ons geleer van die Bybel. En hy het nie doekies omgedraai nie. En in die begin het hy vir ons gesê, okay, ek het nou genoeg melkkos vir julle gee, as julle vandag reg verstek. Dan sal hy weer sê, nou is ons is nou by die diep dinge besig. So, hy het vir ons soveel geleer. Ek dink regtig, die Christen gemeenskap op Umbaya, hy was die stigter daarvan. En die kerk wat daar staan, dit was sy efforts. Ek meen, en hy het nooit enigsins iets geroem of erkenning gevra nie. En hy het vir ons gesê, hierdie gebou, die hoeksteen van hierdie gebou is Jesus Christus. Letterlik het so in die hoeke ook ingebou en het ingeskryf. So dit is hoe ek vir Erik ken. En 'n mens kan enige tyd by hulle stop en hallo sê en hulle se harte was altyd oop. En ek weet, ons sal nog baie vir jou kuier, Nicola. Because we love you and we love Erik and you went ahead of us. En ek dink hoe ons sy nalatenskap kan eer, is om alles wat hy vir ons geleer het, alles wat hy vir ons die voorbeeld gewees het, laat ons het nastreef om soos hy te wees, want hy het Jesus Christus en die waarhede uitgeleef, hy het dit nie net gepraat nie, hy hoef nie vir mense te gesê, hy het vir niemand gesê hy is Christen nie, jy het geweet hy is, want hy het dit geleef, hy het nie goed Sondag gepraat en hierdie week anders te geleef nie, hy het geleef wat hy geglo het en wat hy gepreek het en wat hy geleer het. So ek is die Here ewig dankbaar. Dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Ek sien 'n golfstok en 'n golfbal ook hier voor. So ek het gedink, eintlik met Basie iets kom sê oor Erik se golf, want Basie en Erik was altyd, of meeste van die tyd partners, ek sien vir Adrie en sy vrou ook hier. En ek het nou probeer dink hoe lank terug ek vir Erik ontmoet het, maar dit moet 'n geruime tyd terug wees, maar ons was eintlik diep amateur golfers, maar tog baie driftige, ernstige golfers gewees. En dit was so spesiaal altyd om teen hom en Basie te speel as ek en Jacques dalk hulle as opponente getrek het en hy was nie 'n verloorder nie, moenie 'n fout maak nie. En diep binne aan hom was daar 'n groot golf gewees. Maar dit was nie altyd so maklik om die golf regtig dan nou te kom openbaar nie. En ons het verskriklike tye gehad op die golfbaan.
En ons het mekaar uitgehaal en Erik het mos ook gebokst toe hy 'n jong man was. So hy het kom ver van die sport af en die sport was diep in sy bloed. En soos wat hy besigheid gedoen het en soos hy die Here gedien het, so het ons ook op die golfbaan mekaar aangevat. En dit was 'n besonderse tyd. Ons sou nou die laaste 2-3 weke gespeel het, maar toe het hy gesê nee, hy is te besig, maar ons het nou 'n beplanning gehad en 'n game is nou vasgemaak vir die 21ste Februarie en hy het gesê hy is 95% is hy reg vir hierdie game. Maar die groot ding van hierdie golf was na die tyd. Ons het nooit daar weggestap van daai golfbaan af dat ons nie oor die Here gepraat het. En hy was driftig en ons kon driftig met mekaar gesels en Erik was ernstig ook en hy het die woord gedeel met ons en dit sal ek nooit vergeet. En ek dink dis waarskynlik wat ek die meeste sal mis van die tyd wat ons saam was, is hoe ons altyd opgeëindig het. En daarom gaan my hart uit na die familie, na Nicola en die 2 pragtige kinders. Weet dit, ons is die Here ewig dankbaar vir 'n broer en 'n vriend wat ons kon geniet en wat ons net weet, ons kon by hierdie man iets van Jesus sien. En Hendrik, jy sal moet die golfstokke afstof, jy sal die golfstokke moet ergens uithaal, want ek dink dis ook wat jy pas sal hê. Baie dankie daarvoor. Prys weer. Die jong mense so gesê het, what a man. Jacques, as ek so na Johan en Basie luister en lyk of julle wêreldklas golfers was. Hendrik, ek moet net daarop sê, op 'n ligte noot, hier lê 5 van jou pa se golfballe in my laai. Want hulle was mos wêreldklas spelers, die bal die wêreld volgeslaan in. So jy kan dit net kom haal en dan weer gaan verkoop vir 'n ander golfstok. Ja, prys die Here. Pieter, is jy reg, mater? Ons gaan 2 of 4, ek dink is 4 briefies lees. Pieter gaan 2 vat en dan gaan ek die ander 2 doen. Ek wil net hierdie ding weer vir jou aansit hierso. Jy kan nie hier by my staan. Dis te erg gedoen nie. Okay. Ek is Pieter van der Walt, ek is Erik se jongste boetie. En ek gaan net 2 briefies hier lees. My vrou is nie hier so nie, hulle is in Kanada en my gesin wou baie graag hier gewees het, so ek gaan net 'n briefie van Colleen aflees, my vrou, en van my dogtertjie daarna. Dan gaan ek ook namens Nicola aan die einde net bedankings doen. Okay, my vrou is Engels, so die Engels bietjie gooi. Erik was honestly one of the kindest, most caring, good people I've ever met. Shock, dit gaan hier gebeur. Okay. He changed our lives completely by sowing into it and teaching us and giving of his time and effort to bring us to God. He prayed for us, he baptized us. He changed our marriage, our family and our lives forever. He was always smiling, laughing, making jokes. Nicola! It was amazing to watch his It was amazing to watch his marriage to Nicola and the way he loved her and the example he set as a man and a father and a husband and a person. The things he said and taught us, I will never forget. I remember our trips to Namibia and how much he loved being on the farm and working with his hands. He also baptized our daughter, Kayla, on one of these trips. He took the kids on the tractor, showed them how to build a dam, herd sheep. He was a talented man, loved by all who knew him, a man who put God above all else. We are so grateful that God blessed the world and us with the life of Erik. We know his soul is in heaven with Jesus. We would have given anything to see him one more time. He will live forever in our hearts and memories, and we look forward to seeing him one day again in heaven. Okay. En dan net vir my dogtertjie af. Ek wou so graag 'n videoetjie gespeel het. Ons sou ons maar los, maar Erik, hulle was baie lief vir Erik gewees. So een mooi videoetjie wat hy so lag saam met hulle en ek dink jy altyd aan die prentjie. Uncle Erik,
I just wanted to tell you one more time how much of a difference you have made in my life. You were my role model, and you always will be. Whenever someone asks who I look up to or who my mentor is, I always think of you first. You have taught me so much in life and done so much for me and made such a big difference. And I truly appreciate everything you have done for me. I remember many of the great qualities you had, but one that stood out for me the most was your joy. I was looking back at some of the photos of when we visited you, and I noticed you were happy and smiling in every photo. Every year I used to beg my parents to come and visit you, and I told them that you were my favorite uncle. Once for school, I wrote about my favorite country, and I wrote about Namibia because I wanted to see you. I wish I could have seen you one more time. I told you this myself, but sadly God had a different plan for your life. I miss you so much, Uncle Eric. But I knew you have gone to a better life in heaven with God. I can't wait to see you one day in heaven. Love, Kayla. Wat so kosbaar is as ek hoor wat mense praat, dan Hendrik, somehow het almal in julle swembad opgeland. Somehow het jou pa nooit opgehou totdat hy iemand gedoop het, sodat hy 'n nuwe skepping in Christus Jesus kon wees, wat 'n nuwe lewe lei met Jesus. Deacon Jackie het 'n briefie geskryf, Nicola. Liewe Nicola, Karin en Hendrik, ons hart en gebede is by julle en by die res van die familie en vriende en mense wat saam met julle werk en lewe. Erik was so lief en dankbaar vir julle almal. Ons ken Erik al van 1989 en is so dankbaar vir sy lewe, sy voorbeeld en sy liefde, vriendskap en omgee. Vandat ons Erik ken, was hy bereid om sy lewe te waag vir wat en wie hy aangeglo het, waarna hy sy lewe na toegewy het. Erik was los van die goed op hierdie aarde. Toe hy besluit gemaak het om Christus te volg, het hy dit met sy hele hart gedoen. Met sy siel en verstand, met sy hele lewe. En vir altyd Christus in alles gehoorsaam. Erik het altyd gesê, verlossing is verniet, maar dit sal jou lewe kos. Dit is wat hy gedoen het met alles. Dit was so 'n aanmoediging vir my om te sien hoe hy leef en die totale toewyding aan die evangelie en sy liefde vir God en sy medemens. Erik het altyd gesê, haat wat sleg is, wees lief vir dit wat goed is. Hy het dikwels gepraat oor die twee kruise, die een van Christus waar ons sonde op vergewe is en die een wat ons elke dag moet opneem om hom tot die einde toe te volg en ons oë te vestig op hom, die begin en volëinde van ons geloof. Hy het gesê, al is hy die heel laaste persoon wat glo, hy sal sy lewe so inrig om aan te hou glo. Hy het geleef vir die oomblik op 28 Januarie 2025 toe hy gesterf het en oor die wenstreep is met sy geloof in die evangelie. Hy het vasgehou tot die einde en die begin van dit waarvoor hy geleef het. Ons is dankbaar vir sy liefde, vir julle as gesin en die mense wat saam met hom gewerk het. Hy was so trots op julle. Erik and Dick taught together in Bellville. My first memories of Erik and Nicola was visiting them, ek dink dis seker van Dick nou, was visiting them to watch a televised midnight rugby match in the World Cup long ago. Erik turned every event into a story about how incredible good God is. Shit, daar was hoop vir die Springbokke. His love for us and his absolute intolerance for sin. Sure. Erik's story just expanded to surround everyone around him with love and care, no matter messy lives or careless remarks. He just loved everyone through it all and was the first to admit if he had learned something new from anyone else. He was always so enthusiastic about everyone, so enthusiastic about his farm, and so enthusiastic about his dam and the water tanks and the rain and the trees and the experiments with his giant tomato plants.
and Silagy was making from the sweetheart trees. There was always a sparkle in his eyes, and and he knew he was just bursting to tell you something he had been thinking about or planning. And the sentence, "Ma, wat dink jy?" was always uttered after the ideas he was explaining. In one of our very special Mooi Water Bible study Zoom meetings with friends from all over the world, Eric spoke of the will being a condition of the heart. Using the will is a decision to be made by each one. Do not try not to sin. Rather try to keep willing to do good. And he finished by saying, aim only to be with God and His Word. Train yourself. Set your mind. His English flowed when he was working in the Word. Met 'n lag gesig, hy het seker nie goed Engels gepraat sonder die woord. He always laughed from deep down when the English failed and he sommer added an Afrikaans word to fit. Ja, man na my hart, ek praat net so. He finished our last meeting with the words, we must look at our higher calling for now and not at our everyday suffering. And he lived what he preached right to the end. We will very much miss Eric and his absolute true hubby self and hold Nikki, Hendrik and Karin in our thoughts and prayers. Eric loved you so deeply and always spoke of you with such pride. Deacon Jackie. Jong, sure. Dan moet ek die ding nou lees. Hoe gaan ek het nou reg kry? My liefste papa Eric, dis van Karin. My eerste herinneringe van ons gesin was as papa teruggekom het van Deef Malan, waar papa skool gehou het. En waar ons voordeur ingestap het, en ek en Boetie op papa gespring het, en papa altyd so bly was om vir ons twee en mama te sien. Pa was so lief vir ons drie, en pa het uit pa se pad gegaan om vir ons lekker vakansie en trippies te reël en vir ons mooi plekke te gaan wys. Dankie vir elke landsaam. Dankie vir elke keer wat papa moeg was en nog steeds vir my kom kuier het. Dankie vir elke oggend wat ons saam Bybel gelees het. Ek gaan vir papa so baie mis. Ons uitstap die dam toe, groentetonnel toe, tuin toe en om die beeste te gaan soek. Ek is so dankbaar, die Here het papa vir my en mamma en Hendrik gegee. Ek is so lief vir papa en sal altyd wees van kind. Vriende, ek wil vir Pieter vra om vir ons die bedankings te kom doen en dan sal ek afsluit met 'n woord. Okay, eerstens, Pastoor Roland, wat soveel deernis en liefde ontvang het, dadelik sy hulp aangebied het. Baie, baie dankie. Baie dankie vir die kerk, al die personeel en die treffende woorde by hierdie diens. Ons waardeer jou baie, Roland. Dankie Abigail van Fern Begrafnisdienste wat op ons so sensitiewe en professionele manier bystaan. Spesiaal ook vir die dis 'n groot Afrikaanse woord. Ter aardsbestelling. Ter aardsbestelling. Jammer julle. Sterre op die plaas. Okay, dankie vir almal wat vandag hier is. Party mense het van baie ver gery. Ons waardeer julle ondersteuning ontsaglik baie. Hendrik, okay, daai enige ons skip. Okay, dankie vir al die boodskappe, oproepe, besoeke en vir al julle gebede. Dankie vir al die etes, hulp met die reëlings, bestellings en al die mense wat gehelp het met die verversings vandag. Ek voel oorweldig met al julle goedheid. Dankie vir die wonderlike vriende wat dadelik om ons kom staan het en ons hande kom vat het. Dankie aan die beste skoonfamilie wat soos een man uit Suid-Afrika, Australië en Kanada hier aangekom het en 'n laar om ons kom trek het. Ek is geseënd met sulke familie en vriende. Karin en Hendrik. Ek weet nie of papa uit die hemel na ons kyk nie, maar ek weet hy sou souwaar nog meer trots en bly oor julle gewees het oor die manier wat julle twee net hierdie week uitgestyg het bo die omstandighede en so oneindig baie vir my beteken. Ek is baie lief vir julle twee.
Dankie Dani, die Here het jou op die regte tyd in ons lewens gebring. Die Here het die einde verlede jaar op my hart gelê om Psalm 91 uit my kop te leer. Verlede Dinsdag het die verskriklikste ding met ons gebeur. Ons het die mooiste man en pappa verloor. Maar vandag kan ek sê, dankie Here, aan u goedheid is daar geen einde nie. Psalm 91 sê, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ons sal nie angstig rondkyk nie, solank ons op die Here vertrou, sal hy ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Vriende, dit bring ons by die einde van hierdie gedenkdiens. Ek glo dit was vir u en u, omdat u hierdie ken, nie moeilik om selfs uit dit wat u gehoor het vanoggend te weet. Hierdie oud sy hele lewe vir die koning gegee waarvoor hy gesterf het. My beroep op elkeen van u is om die tyd wat jy het vandag uit te koop. Dit uit te koop in jou verhouding met God, as jy nie een het nie, kry een met hom. Jou verhouding met jou man of jou vrou en jou kinders. Want verseker, net soos met Erik, weet nie een van ons, wanneer ons koning ons kom haal het. Mag het vir elkeen dan so wees, soos wat Paulus gesê het. Die lewe wat ek nou vandag leef ek nie meer vir myself nie, maar vir hom wat sy lewe vir my oorgegee het. En dat my lewe en u lewe 'n refleksie sal wees van die toewyding wat ek en jy vir God het en vir mense met wie ons elke dag te doen kry. Nicola, mag die Here jou kom toevul. Maar gaan baie dae wees in jou lewe wat niemand jou pyn sal verstaan nie. Wanneer almal hulle koppe vanaand op die kussing lê en die week en die volgende maand, gaan jy nog Erik se kas deur oopmaak en dan gaan jy hom ryk. En dan gaan jy nog so wens, ek kon hom nog een keer vasgehou. Maar die amazing ding is, Psalm 91, ek is hier langs jou, oor die blok. En hy weet om jou kragtig te ondersteun. Julle twee oukies. As daar een ding is wat ek glo jou pa vir julle wou gesê het, is, gaan leef julle eie lewe. Julle kan my navolg, julle kan praat wat ek gepraat het en doen wat ek gedoen het en sê wat ek gesê het en lief hê soos wat ek lief gehad het. En God passievol dien soos ek het gedoen het, but go do it on yourself. Hy sou vandag vir julle gesê, gaan werk julle eie heil uit. En leef die droom wat God julle in hierdie lewe voor ingebring het. Hendrik, kan ek jou bemoedig vandag en sê, jy hoef nie soos jou pa te wees nie. Wees net jy. Maar vandag wil ek vir jou sê, as jy ooit nog in sy skaduwee gestap het, sê die Here vandag vir jou, die tyd het aangebreek om jou eie skaduwee te maak. Wees die man wat God jou gemaak het. Mag die Here julle twee sommer kom styf vashou. Julle help met die verlange en when the time has come, dan sal die herinnering bly met die pyn sal gaan en dan prys ons God nog steeds vir sy lewe. Ons eer God vir julle as familie, wat 'n voorreg vir my gehad om vandag hierdie diens te doen. Vader, ons kom aan die einde van hierdie diens. As daar nog een ding is wat ek op my hart is, dan wil ek sê, dankie vir die voorreg wat ons almal gehad het om 'n deeltjie van Erik van der Walt in ons lewe te kon smaak. Verseker is daar nie een persoon hier wat jy kan sê, dat somehow op een of ander manier het Erik van der Walt ons lewe ingekleer. En vir ons wat hier sit, is hy sekerlik die mees bevoorregste. Want van sy hele lewe vandag, die dag wat hy die Here Jesus as sy saligmaker en verlosser leer ken het, het hy 'n uitspreekbare begeerte gehad om te sê, ek kan nie wag vir die dag wanneer ek my koning van aangesig tot aangesig sal sien nie. Nou sien jy hom. Here, dankie dat jy ons elkeen vandag kom bemoedig en kom uitdaag om ons lewe voluit te leef. Wees U die Here, wees U die koning van ons lewe.
Aan U kom toe al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat U gekom het. Ons nooi jy, wil jy nog ietsie sê? O, ekskuus, ek is vergeet. Ek moes hom al ingebring. Kan nie vir 'n oomblik net sit en dan gaan ons koffie drink na die tyd. Kyk net na die PowerPoint oor Erik se lewe. Dis nie lank nie. Ekskuus.
Soos wat die musiek sagter gaan en die prent nog voorspeel, is jy welkom om nog te kyk. Ek kan 'n bietjie sagter vir my sit, Giovanni. Dankie vir die wonderlike voorreg om vandag Erik te kon celebrate. En ons wil u namens die familie almal uitnooi om saam ons 'n verversing te kom geniet en dat u na vandag 'n kosbare wonderlike week sal hê. Baie dankie dat jy gekom het.